Ja, sê, goeiemôre. Wat 'n voorreg het ons nie in Suid-Afrika dat ons op 'n Sondagoggend bymekaar kan kom en dat die musiek hard kan speel en ons die Here kan loof en eer en sy naam kan groot maak nie. Maar dan weet ons is ook bymekaar vanoggend sodat die Here ook deur sy woord met ons kan besig wees, né? Dat God deur sy woord ons kan rig, dat die Here ons kan vorm, sodat ons al hoe meer na sy beeld sal lyk. Daarom gaan ons dan ook vanoggend lees uit die boek van Jakobus. As jy 'n Bybel het en jy wil lees, saam met my, ek het gesien is op die bord ook, is dit maklik om van agteraf te gaan, van Openbaring, Judas, die paar Johannesbriewe, Petrusbriewe, en dan Jakobus. Ons gaan 'n paar gedeeltes of 'n paar verse uit Jakobus vandag gaan ek ook aanhaal vir julle, maar julle kan luister daarna, anders kan jy jou Bybel net so langs jou neersit, as jy iewers saam met my dit wil volg. Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe broers, susters ook, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy's godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, dan bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Vriende, hierdie laaste 2 weke is die wêreld geruk deur die dood van Charlie Kirk. En 'n klomp video's van hom het op sosiale media soos 'n veldbrand verskyn en versprei. Die een wat ek dink meeste van julle al sou gesien het, was wat 2 maande voor sy dood opgeneem is, waarin daar vir hom gevra is, as jy sou sterf, wat sou jy wou hê moet mense van jou onthou? En sy antwoord was kort en kragtig. Courage for my faith. Wil hê mense moet my onthou vir my geloof in die Here Jesus. As mense vir hom vra wat was die grootste oomblik in sy lewe, dan sê hy, die dag toe die Here my gered het. Die dag toe die kruis van die Here in my lewe ingekom het en my kom verander het. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, as iemand vanoggend met jou 'n onderhoud sou doen en vra, wat is dit waarvoor jy onthou wil word? Wat sou jy antwoord? Die Engelse sou sê, wat is jou legacy wat jy agterlaat? Wat is dit as mense, kom ons sê jy het net 2 maande oor om te leef, maar party sê net tot Woensdag, maar kom ons sê jy het net 2 maande oor om te leef, en na 2 maande sê iemand, dis wat Norma gesê daai dag op die kansel. Wat wil jy hê met mense jou voor onthou? Die karre wat jy gery het? Die huis waarin jy gebly het? Die verskil wat jy gemaak het?
Jou geloof in die Here en hoe jy dit geleef het. Jy sien, 2 maande voor sy dood was dit wat hy gesê het, dis waarvoor ek onthou wil word. 2 maande later, toe sê hulle, kom ons kyk na sy lewe, om te sien waarvoor is hy onthou. En dit was presies so. Jakobus sê ook, ons kan hoor, ons kan praat, maar dan moet ons doen. Waarvoor wil jy onthou word? Want as dit is wat jy sê, moet jou lewe so lyk, dat wanneer jy die dag sterf en mense terugkyk na jou lewe dit uitgespel het. Sien vriende, martelare se bloed het die saad geword vir die evangelie. En in vandag se tyd is dit vir ons vreemd. Want dis amper 'n modegier om te sê ek glo in Jesus. Maar in die vroeë kerk het dit jou lewe gekos. Ons vergeet dit, al wanneer ons dit onthou is as die sosiale media vir ons sê van gemas, wat 'n klomp ouens weer onthoof het of geskiet het, omdat hulle in die Here Jesus glo, dan word ons herinner daaraan en dit krap ons om vir 'n week, maar dan vergeet ons weer. In die tyd van die vroeë kerk, was dit wat ons nou gehoor het en nuuswaardig is, was die nuus van die dag. Johannes die Doper is onthoof, dit was nie snaaks nie. Die wat in Jesus geglo het, het geweet, elke dag is 'n tydbom. Elke dag is net genade uit die Here se hand uit, as ek dit sou deursien. Stefanus is met klippe doodgegooi. Dit het ook op die rapport se hoofopskrifte gestaan. En hy het opgekyk en gesê, ek sien die Here. Jakobus, die broer van Johannes, is met die swaard doodgemaak. Van Jesus se disippels is dit net Johannes wat Openbaring geskryf het, wat nie 'n martelaar was vir sy geloof nie. Ons vergeet dit. Mense sê so maklik, ek nou die dag weer met iemand gepraat, sê hulle, ek wens ook was 'n disipel om so by Jesus se voete te sit. Toe sê ek, jy weet dat jy marteldood ook gesterf. En jy sit mos elke dag by Jesus se voete. Hoeveel meer wil jy hê? Die Here sê, hoe geseënd is julle nie, dat julle my woord het nie. Een paar van julle kan miskien vandag dink, gelukkig is ons aan die ouer kant. Ons het so bietjie ouderdom vir 'n escape code. Jakobus, die seun van Alfeus, was 94 jaar oud. Is hier iemand vanoggend wat 94 is? Nee, jy sien, julle is nog spring chickens, né? 94. Toe sy deur vervolgers geslaan, gestenig en doodgeslaan met 'n knippel op die kop, omdat hy Jesus aanbid. Jy tree nie af in die koninkryk van God nie. Jy tree aan. Waarvoor wil jy onthou word? Hoe lyk jou lewe? Want 2 Timoteus 3 sê, almal vers 12, wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Kan ek dit weer vir julle lees? Elkeen wat in Christus Jesus toegewy is aan God en wil lewe vir hom, sal vervolg word. Goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Ons vra, wanneer gaan dit ophou? Dit sal nie ophou tot die dag wat die Here Jesus weer kom nie. Dit gaan erger word, sê die woord. Ek wil vir julle sê, verlede, nou nie hierdie week wat verwys, die week voor, het was ek gekonfronteer
met sal ek sterf vir die evangelie? Sal ek aanhou die waarheid verkondig en sê, so sê die Here? Selfs as ek weet, dat iemand vanoggend by daai deure kan instap, en my sal skiet daarvoor. Ek moet eerlikwaar vir julle sê, ek het vir 'n paar dae geworstel oor die vraag, want ek het besef, as ek sê ek sal, dan moet ek bereid wees om dit te doen. My stryd was nie so seer oor myself nie. Daai vraag het ek redelik maklik geantwoord. Want dit klink vir my ook of ons Christene nie verstaan, die dood is vir God se kinders 'n deurgang na God toe nie. Ons hoef nooit die dood te vrees nie. So toe ek die vraag vir myself vra, sal ek sterf vir wat ek glo, was die antwoord redelik maklik ja. Die moeilike deel het gekom, dat ek moet besef, my man gaan sonder sy vrou met regkom. En dit sal hy ook nog kan doen. Want my man sê altyd, hy kan sonder baie goed wees, hy moet net nie sonder planne wees nie, so 'n plan sal hy weer maak. Maar sal my kind sonder sy mamma regkom? En daai was nie so maklike vraag om te antwoord nie. En toe word ons gekonfronteer, met het ek die Here lief bo alles. Selfs bo die liefde vir my man en my kind. En miskien moet jy nie vanoggend te vinnig antwoord nie, miskien moet jy in hierdie week, soos ek, bietjie vir jouself gaan vra. Wat's regtig my antwoord? Kom ek maak die vraag bietjie anders. As hierdie ouens vanoggend met gewere hier instorm en sê, goed, almal wat in die Here Jesus glo, bly agter, die res kan gaan. Maar weet, jy gaan jou lewe verloor. Gaan jy sit of gaan jy gaan? Ewe skielik word die vraag al hoe moeiliker. Maar dis 'n vraag waarmee ons gekonfronteer word en wat ons vir onsself moet vra. Toe kom die volgende konfrontasie. Want ons moet maar eers ons eie preke lewe voor ons het preek, nee, julle kan maar verhoudings vra, is nie so eenvoudig nie. Jy skryf nie 'n paar woorde en kom sê dit hier voor nie, jy moet hom eers leef en dan kom sê jy hom. Toe ek nou uitgemaak het, goed, ek sal sterf, nie net vir wat ek in glo nie, maar vir wie ek in glo, want hy het vir my gesterf. Toe kom die tweede konfronterende vraag, so sal jy dan vir my lewe, soos wat jy sê, jy glo. Want dis eintlik wat Jakobus vir ons vra. Baie mense sal sê, ek sal sterf vir die Here, want ek weet ek gaan hemel toe. Maar die vraag is, sal jy lewe vir hom? Sal jy elke oggend opstaan? Sal jy elke keuse in jou lewe maak? Sal jy elke ding, selfs al benadeel jy jouself doen, sodat jy jou geloof lewe? Die probleem is nie, vriende, dat ons nie in die Bybel glo nie. Meeste van julle glo ek, wat vanoggend hier sit, sê die Bybel is my belangrik en ek glo in Jesus, anders sou julle nie gewees het nie. Is baie ander goede van 'n Bybel wat jy kan doen 9 uur op 'n Sondagoggend. So die feit dat jy hier is, sê die Bybel is belangrik en ek glo in Jesus. Maar hoe lyk jou lewe van Maandag tot Saterdag? Jy sien, die Bybel het vir baie Christene agtergrondmusiek geword. Ek het groot geword in 'n huis, waar as my maale opstaan in die oggend, dan is die eerste ding wat gebeur, wel na hulle nou Bybel gelees het, in hulle kamer, maar as ons hulle sien, as hulle uitkom, was die eerste ding wat gebeur het, is die radio word aangesit, en dan word die ketel aangesit. En die heel dag in daai kombuis, hoor jy RSG blaar. En vanaand, as hulle laaste koffie gedrink het, dan sit hulle die radio af, en dan sit hulle die lig van die kombuis af. En dit was so, tot die dag wat ek uit die huis uit is.
Die Bybel word dit baie keer ook vir mense. Ons staan in die oggend op en ons sit hom aan, maar dit word agtergrondmusiek. Deesdae doen mense dit ook, party het net nie meer radiootjies nie, die kinders wat nie weet wat 'n radiootjie is nie, julle ma sit die TV aan, en hulle stream die musiek. En dan sal jy vra, Jessie, dis 'n mooi lied, wat was dit? O, ek het nie eens gehoor nie. Hy speel, want ek hou nie van die stilte nie, maar ek hoor nie. Vir party mense is die Bybel dit, agtergrondmusiek. Ons weet wat staan in die Bybel, ons ken die liedjies, maar eintlik hoor ons nie. Dis maar net 'n gedruis in die agtergrond. Vir party mense is die Bybel soos hierdie prentjie, dit dek my agterhoede. Ek leef na die wêreld toe, en die Bybel wat soos 'n spieël is waar die Here wil hê ek in moet leef, word maar net iets wat agter my is, en as al chaos in die wêreld kom, dan draai ek om na die Bybel toe, en dan moet dit my agterhoede dek. En dan lees ek, en dan bid ek daar die spoegspad, en dan is alles weer oukei, dan draai ek weer terug na die wêreld toe. So van vers 27 praat, hou julle weg en skoon van die besmetting van die wêreld af, want mense is so in die wêreld, maar die Bybel is maar net my agterhoede. Spaarwiel, die backup, as ek God nodig het. Die Here wil hê, so leer Jakobus ons, die Bybel moet 'n spieël wees. En ons moet met ons gesig na die woord toe leef, sodat ons in hierdie spieël onsself sal raak sien. En party goed wat ons sien, wat ons nie van hou nie, sê die Here, kyk dieper, sodat jy my kan raak sien. En hoe langer en hoe meer ons in die woord kyk, hoe meer sien ons Jesus raak, en hoe meer sien ons wanneer ons en Jesus se beeld nie lyk na mekaar nie, en verander hy ons om al meer gelykvormig te word aan sy beeld. Maar dit kan net gebeur as ons in die woord kyk, want anders weet ons nie wat verwag God van ons nie. My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Julle weet nie, want julle is nie in die woord nie. Ek kan nou nie onthou of dit 'n podcast was of 'n boek wat ek gelees het nie, maar iewers het ek gehoor of gelees, the biggest sin is we fail to worship God and we worship ourselves. Die grootste sonde is dat mense God nie meer aanbid nie, maar hulle self. En hulle doen dit op 'n Sondag, maar van Maandag tot Saterdag is hulle die koning. Ek het dit al baie vir my gemeente gesê. Die slegste ding wat mense vir my sê by 'n begrafnis, dan wil ek amper myself inkrimp, is as iemand vir my sê, kan ons asseblief My Way speel? As jou theme song van jou lewe My Way is, moet jy die woord dieper lees. God's Way. Ek weet Frank Sinatra het 'n mooi lied gespeel, maar dit moet asseblief nie. Hy kan jou aan die slaap sis, maar moet asseblief nie dat dit jou lewenslied word nie. Dis nie 'n kompliment as jy herinner word of onthou word vir My Way nie. Maar as ons nie in die woord is nie, en ons lees dit nie, en ons kyk hier die spieël van God nie, dan weet ons nie wat is God se way nie. En kan ek vandag vir julle sê, maak nie saak hoe great mens jy is, en hoe baie jy in die kerk sit nie, die mens se aard en geneigtheid is om self op die troon te sit. Dit was nog altyd so. Ons moet sterf aan onsself, sodat Jesus kan opstaan in ons. Mense het entitled geword. Daarom sê vers 22, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, want as julle die woord hoor en nie doen wat julle sê nie, is jy soos iemand wat in die spieël kyk en wegloop en vergeet hoe jy lyk. Jy lees die Bybel, maar jy vergeet wat jy gelees het.
En vriende, al hoe ons herinner word, is deur die Heilige Gees al hoe meer toegang in ons lewe te gee. Deur te sê, Here, help my. Beteken ons gaan nie fout maak en nie, ons gaan baie foute maak. Maar dis mos hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, maar dan moet daar ware berou wees. Wat sê Jakobus as ons in die spieël kyk, vers 9 en 10? Ons boere hou nie van hierdie vers nie. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad te word nie. Hierdie is die vers vir vrouens en mans wat boere is. Hoe gewillig is ons om te luister? Nie te gou te praat nie. Ons vrouens kan praat. Onnodig. Onnodig oor ander vrouens. Hoeveel myl was ons al in hulle skoene? Die Here sê, as jy in die spieël kyk, moenie te gou praat oor ander mense nie. Gaan sit eerder bietjie en luister. Moenie te gou kwaad word nie, dis nou vir die boere ooms hierso, né? Manne. As hy taxi so voor jou inry, maandagoggend, of vrydagmiddag as jy nou pad huis toe is en 'n braaitjie wil vang. As jou kinders nie luister in die huis nie. As goed nie jou wy gaan by die werk nie. Moenie te vinnig praat nie, en moenie kwaad word nie. Ja, maar Here, daai persoon het my kwaad gemaak, het jy gehoor wat sê hy vir my? Weet jy wat, ek en jy kan nie kies wat ander mense sê nie, ons kan nie kies wat ander mense aan ons doen nie, maar ek kan kies hoe ek daarop reageer. En God sê, laat toe dat die Heilige Gees jou lewe beheer, sodat jou reaksie wys, dat jy die vrug van die Gees dra, wat is selfbeheersing. Ek sien nou die dag 'n ouetjie, en ek sien, hy is besig om die ander een op te werk, en ek sien die ander een draai om en loop, en ek dink, my kind, as jy weet, vandag, het jy die vrug van die Gees gewys. En ek het nogal na sy size gekyk, toe dink ek, die ander ou moet nou stil bly, want ek dink hierdie ouetjie gaan hom floor. Was so half en half reg om uit my karre te wil spring. En toe draai hy om en loop. En ek dink by myself, well done. Selfbeheersing. Vriende, ons moet leer om sagter te praat. Die wêreld is hard. En God se kinders het ook hard geword. Hard vir die seer van ander. Vers 26 sê, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, en sy godsdiens is waardeloos. Dis harde woorde. As jy nie jou tong in toom kan hou nie. Ek het 'n nuwe naam vir hulle gekry by ons, hulle glimlag altyd vir my daaroor. Ek sê, dis die skierpapier ooms en die naalvuiltjie tannies. Ken julle hulle? Die naalvuiltjie tannies is daai wat met die naalvuiltjie loop en kyk hoe lyk almal se naels en sê, joune korte manie, en dan vryf sy, en dan wat gebeur, naderhand het sy daar ander een al stikkend geskier, die bloed loop, maar vryf sal sy vryf. Maar terwyl sy besig is, sien sy nie hoe lyk haar eie naels nie. Die skierpapier ooms is die wat sê, kom ons nou in die somer, ons trek ons nou weer plakkies aan, kyk lyk jou hakke, kom ek maak hulle vir jou reg, en hy skier hy hakke, laat hy arme ander ou nie kan loop nie. Maar sy eie hakke lyk sleg, dis wat hierdie vers sê. Jy is besig om almal om jou te wil uitsort, maar jy is nie uitgesort nie. Onthou julle die storie in die evangelie,
Haal die balk uit jou eie oog voor jy die splinter uit 'n ander sin kry. Dis die skuurpapier ooms en die naalveltjie tannies. En dis waarvan Jakobus praat. Jakobus sê, beteel jou tong. Ons het hoeveel keer al gesien dat mense, as hulle ry, dan dink ek uit tog, dan gooi hulle stompies by die venster uit, en dan hierdie tyd van die jaar is mos boeresport, né, want dan brand hulle die velde af, en almal moet jaag met waterkarre. Maar ek wonder hoeveel keer as ons in die gees moet kyk, was ons nie stigters van brande in mense se lewens nie. Hoeveel keer het ons nie met wat ons sê, na mense se huise toe gestap, want wat sê huis, ek en jy, dit leer die Bybel ons, né? Weet jy nie, jy is die tempel van die Heilige Gees nie. Hoeveel keer het ek en jy verby iemand se huis geloop, en sommer net lukraak iets gesê, en 'n vuur gegooi in hulle huis in. En 'n brand gestig en omgedraai en weggeloop. En nie omgegee wat gebeur nie. Wat ons sê, maak saak. Kan ek vir huwelike vandag wat hier is sê, wat jy sê vir jou man, maak saak. Wat jy sê vir jou vrou, maak saak. Ek gee nie of jy al 40 jaar getroud is, of 50 jaar en sê, dis maar hoe ek is, jy kan nie maar net so wees nie. As jy in die woord leef, maak die Here jou nuut. Hoe ons met mekaar praat, hoe ons met ons kinders praat, hulle is nou daai kant, hoe hulle met ouers praat, ek luister partykeer na kinders met ouers in die dorp, en dink ek, boet, jou speeltjie lyk bad. Maar dis ons ouers se skuld, want ons leer hulle nie genoeg om in die woord te kom en te sê, maar die woord sê, gehoorsaam jou ouers nie. Die woord sê, eer jou vader en jou moeder nie. Vriende, ons het meer nodig om al meer in die spieël te gaan kyk, sodat ons God kan sien. En meer soos hy kan word. Hoeveel brande het jy hierdie week gestig met jou woorde? Of hoeveel keer het jy gaan sit en met jou waterkar gekom en probeer help om brande te blus wat ander gestig het? Jakobus 2 vers 1 sê, my broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moenie mense volgens hulle uiterlike beoordeel nie. As ons in die spieël van die woord kyk, sê die Here wat? Moenie mense op hulle uiterlike beoordeel nie. Hoeveel keer doen ons dit nie? Ons besluit somme aan wat mense, hoe hulle lyk, waar hulle bly en wat hulle ry, besluit ons sommer hoe lyk hulle lewe, en ons besluit sommer vir hulle. Maar ons het nie benul wat agter die toedeur gebeur het nie. Behandel alle mense gelyk, want voor die Here is hulle. Die Here het baie in my lewe vir my geleer, as jy moet kies of jy 'n geleerde of 'n eenvoudige wil wees, kies maar die eenvoudige, want die Here openbaar dit aan die eenvoudiges, en hy verberg dit aan die wat dink hulle is geleerd. Want daar is maar een wat julle Here en leermeester is, en dis Jesus. Ons VDM's, ons diensknegte wat Sondag die evangelie bring, ons is nie leermeesters nie. Ons is disippels van die Here wat die evangelie bring. Ons het een leermeester, Jesus. Dis hoekom die kerk 'n verknorsing is, want daar's te veel leermeesters met hulle eie teologie. Jakobus 4 sê, waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig in julle woed nie?
Julle wil dinge hê en dan kry julle dit nie, en dan wil julle moord pleeg. Jakobus het gesê, en kan ek vandag vir julle sê, Prof Stefan het altyd vir ons gesê, jy moet vir die mense, as jy gaan preek iewers anders, moet jy sê wat hulle dominee kan sê nie, want jy ry weer. Julle moet vandag mooi hoor, ek dink het gaan redelik goed in sentraal op hierdie stadium. Maar dit beteken, dat julle stryd teen die bose, of hier is, of baie vinnig op pad is. En waar begin hy met die stryd in die kerk altyd? Hier. Rusie onder julle. Hierdie oom hou nie van daai oom nie, daai tannie like nie, daai tannie nie, daai ene, daai een se girlfriend gelike, hierdie een het met daai ene, en dan begin die chaos in die kerk. Die duiwel gaan nie vir sentraal kom sê, Jesus is nie Here nie, hy weet, hy gaan julle nie dit kan oortuig nie. Hy gaan kom om rusie onder julle te maak, sodat die eenheid wat in die kerk is, verdeel. En wat leer die woord ons van 'n huis wat verdeeld is? So vriende, pas mekaar op. Kyk mekaar vanoggend in die oë en sê vir mekaar, jy's my boetie en jy's my sussie in geloof en ek gaan vir jou veg. Daar's 'n rede hoekom die Here julle as 'n gemeenskap bymekaar gebring het en gesê het, hierdie is my kerk. Wees kerk hier binne Sondag, maar wees ook van Maandag tot Saterdag kerk vir mekaar. Pas op vir die tweespalk, want dis die werk van die bose. So kom ons word die spieëls wat Christus weerkaats. Ek wil afsluit. Na my worsteling oor sal ek nou sterf, en na ek nou op die punt gekom het waar ek gesê het, Here, ek het U lief bo alles, so as ek moet sterf vir my geloof in U, dan is dit goed. Mag dit dan net die saad wees, sodat die evangelie kan groei. Maar ek moet sê, die ouetjie wat vir Charlie geskiet het, ek het nie so baie genade vir hom gehad in my hart nie. Ek het nogal die hel en die vuur oor hom uitgebid. En toe in my binnekamer, toe sê die Here vir my, wou net 'n bietjie. Kyk dieper. Jou speeltjie is oppervlakkig, kyk dieper. Norma kry seer, so Norma wil vergeld. Kyk dieper. Het Saulus nie vir Stefanus gestenig nie? En toe word hy Paulus, en as dit nie vir hom was nie, het jy die grootste deel van die Nuwe Testament nie gehad nie. Moenie onderskat wat ek doen in die wêreld met die bloed van die martelare nie. In hoeveel lande is daar herlewings wat begin omdat mense sê ons sal opstaan vir ons geloof, ons was te lank stil. En die Here sê vir my, Norma, ek het vir hom ook gesterf, net soos vir jou. Wat maak jou beter as die ouetjie op die dak? En toe ek diep genoeg in die spieël van die woord kyk, toe besef ek niks. Want sonder die kruis was ek ook verlore. Sonder die bloed van Jesus en sy woord, sou ek ook nie geweet het wat's reg en verkeerd nie. En die Here sê, nou bid jy anders.
My Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, en laat die koninkryk kom, en laat u wil geskied. En Here, gee dan vir ons daaglikse brood, en vergewe ons. Vergewe my Here, waar ek nie diep genoeg gekyk het nie. Want die oordeel kom ons nie toe nie. Dit kom hom toe wat op die troon sit. En as dit sy wil is, dat my dood 'n nuwe herlewing sal gee, soos wat dit moes wees in die tyd van die Bybel, laat dit dan so wees. 'n laaste ding, ek sien nou, ek sê vir julle, die duiwel, ek hou van hom niks, maar ek sien hulle het nou weer goed uitgesit. Dis nou nie deel van my preek, maar ek dink nou daaraan en ek wil dit vir julle sê, want ek dink baie keer ons praat te min oor wat in die wêreld gebeur met ons lidmate. Nou sien ek, daar's nou weer ouens wat sê, hulle het een of ander heks gaan sien voordat Charlie Kirk dood is, en toe het hulle gevra sy moet spels op hom uitsit, en dis nou oor daai spels wat die mense nou, dat hy nou oorlede is. Wat sê Spreuke vir ons? As jy die Here se kind is, en die guns van die Here is op jou lewe, sal 'n spel wat doen, soos 'n voël by jou verbyvlieg, gaan lees die Bybel. Ek is in my hart oortuig, dat die woord sê vir ons, lewe en dood lê in die Here se hande. Nie in 'n heks wat iets op jou uitspel nie. Kan dit jou lewe impakteer? Verseker. Demone en die duiwel het krag, maar hulle het nie almag soos God nie. Dis hoekom ons in die woord moet bly leef. So al wat die duiwel wil doen is, hy wil nou weer God se shine steel en sê, eintlik is dit nie God wat op die troon sit en regeer en besluit het dat hy die dood van hierdie kind sal gebruik as saad wat herlewing in die wêreld bring nie. Nee, nou wil die duiwel weer kom en sê, eintlik was dit ek wat nou deur my spel hierdie kind doodgemaak het. Dit is nie so nie. Maar weet jy wat, as ons nie genoeg hierin is nie, glo ons elke valse lering wat na ons kant toe gegooi word. En as die storms kom, dan gaan ons soos die golwe op en af. Maar as ons huis op die rots staan, dan gaan hierdie goed ons nie shake nie. So ek bid vir julle, 'n onstuimige week in julle geloof. Dit klink verskriklik as ek dit sê. Maar ek bid dat jy hierdie week vir jouself sal gaan vra, waarvoor wil ek onthou word? Is my lewe in lyn met dit waarvoor ek onthou wil word, want anders gaan ek mos nie daarvoor onthou word nie. Is ek bereid om te sterf vir die evangelie? Maar is ek bereid om te lewe vir die evangelie? Vir Jesus. So as ek hierdie 4 vrae vir julle gee vir huiswerk hierdie week, het klink nou seker snaaks. Weet ek, julle gaan 'n onstuimige week hê. Maar kan ek vir julle sê, jy gaan volgende Sondag hier kom sit. En Laurens, jy gaan 'n ander gemeente hê. Want dit gaan nie ouens wees wat hier kom sit, omdat hulle Sondag hier sit nie. Maar omdat hulle weer hierdie week 'n commitment aan die Here gemaak het. En aan die roeping in hulle lewe. Amen. Here, die tyd is hier en nou, dat die kerk moet sê wat ons glo, en dan moet leef wat ons glo. Selfs al kos dit ons lewe. Here, en dis tog wat elke dag gebeur. Elke dag is daar stukkies van ons wat moet doodgaan, sodat ons al hoe meer vernuwe kan word na die beeld van Christus. Here, ons getuig vandag, U is die koning wat op die troon sit en regeer oor U kinders se lewe, en U is die God wat besluit oor ons geboortedag en oor ons sterfdag, en niks en niemand anders sal ons uit die hande uit kan ruk en uit U plan vir ons lewe nie.
Selfs toe die bose teenoor Job optree, het U gesê, jy mag, maar aan sy lewe sal jy nie vat nie. Want U is die God wat besluit oor die lewe van U kinders. Vanoggend, Here, bely ons dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En dat U uit niks geskep het deur woord, en daai woord is Jesus, sê Johannes vir ons. Dat Jesus nie iewers in Matteus eers tot stand gekom het nie, maar dat hy van die begin van die grondlegging van die aarde af al daar was, en dat alles deur hom tot stand gekom het. Ons bely vanoggend dat hierdie Jesus aan die kruis gesterf het, en daarom het ons dieselfde genade wat Saulus ontvang het ons sin geword. En daarom getuig ons ook vandag, ons glo in die Heilige Gees. Hy wat ons oë sal oopmaak, dat ons in die woord onsself sal raak sien, en Jesus dieper sal sien, en dat ons spieël en Jesus sin oor mekaar sal kom, sodat Jesus se beeld ons sin word. Ons is bang om dit te sê, Here, maar louter ons, vorm ons. Want ons weet, dis nie lekker nie. Here, mag jy elkeen wat vandag hier voor my sit, konfronteer deur die Gees hierdie week, met waarvoor hulle onthou wil word, hoe hulle lewe lyk, of hulle sal lewe en sal sterwe vir U. Mag U koninkryk kom, Here, en mag U wil geskied. En dan roep ons soos Openbaring, Maranatha, kom Here Jesus. Amen.